Vader, Vader, in naam is hier, Heilige Geest, Here, ek kom sê baie dankie, Here, vir die dag, Here, wat U ons elke ook deel gemaak het, Here. Here, ek bring, Here, van die Jakob Moses, Here, Here, na U, Here, toe, Here. Here, keer sy hart, Here, U ken sy mooie mantel, Here. Here, ek kom, Here, dat U, dat U mondstuk is, Here, vir U, Here. Here, dat die Here uit homself iets sal spreek, Here. Here, maar dat is U so wat sal doen, Here. Here, sprinkel sy 6 tong, Here, met soep. Here, so dat, Here, Here, kom hak, Here, met sy harte op, Here. Here, dat het, Here, soos hy kan spreek, Here, dat het op vrugbare grond, Here, sal laat, Here. En Here, dat het, vind plek, Here, in U, in hulle lewens, Here. Met soveel baie dankstelling aan U, Here. Amen en amen. 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 Prys die Here. Nou vanoggend wil ek van die geleentheid gebruik maak om eerstens die gesag van die Here te begroet. Elke pastoor, evangelis, ouderlinge, diakens, elkeen in hulle egspaar is begroet in die onveranderlike naam van ons Here Jesus Christus. Die Sondagskool teenwoordig die jeug, elkeen wat onder my stem is, van ons Here Jesus Christus. Nou ek wil vanoggend eerstens die jeug, die boodskap het nou al uitgegaan aan ons jong mense, oor ons ouers, oor hoe ons ons ouers moet hanteer, hoe ons ons ouers moet waardeer. So ek gaan nie nou meer daaraan raak nie. Ek dink die saak is afgehandel. Ons weet daar is 'n verantwoordelikheid oor ons as jong mense teenoor ons ouers. Okay. Maar dan wil ek vanoggend spesiaal al ons ouers, ons mamas, wil ek vanoggend begroet in die onveranderlike naam van ons Here Jesus Christus. Nou vanoggend groet ek julle onder Lukas 1 vers 28. Ek begroet u vandag met Lukas 1 vers 28. Dit is waar die engel kom na Maria toe. Die engel kom by Maria en die engel sê vir Maria, geseënd die engel sê vir Maria, wees gegroet, begenadigde. Die engel sê verder vir die Here is met jou, geseënd is jy onder die vroue. Nou vanoggend begroet ek spesiaal ons mamas met Johannes 1 vers 28. Wat sê dat mamas vandag, omdat julle aan die lewe is, aan die kant van die lewe is, en nog die genade van die Here aanskou, begroet ek u dat die guns van die Here is met u. En die engel sê vir Maria, geseënd is julle onder die vroue. Nou vandag se boodskap is getitel die Spreuke 31 vrou. Die titel is die Spreuke 31 vrou. Dit is Spreuke 31 vers 10 en Spreuke 31 vers 30. Nou Spreuke 31 vers 10 sê die Bybel, wie sal 'n deegsame vrou vind? Haar waarde is ver bo korale. Dat sê in vers 30. Is julle met my? Dan sê dit in vers 30, die bevalligheid is bedrog.
'n vrou wat die Here dien, moet geprys word. Wanneer ek kyk na wat die woord bevalligheid beteken, dit beteken 'n vrou wat mooi is van aansien en gestalte. Dit sê dat 'n vrou met mooi gestalte en aansien, dat dit is bedrog, en dat die skoonheid is nietigheid. En wanneer ons kyk na die woord nietigheid, dan praat die woord van waardeloosheid. Hier soek 'n vrou wat die gestalte en aansien het. So 'n vrou wil mos geprys word. Maar hier sê die woord van die Here dat bevalligheid is bedrog en skoonheid is nietigheid. Dis waardeloos. Maar die woord sê die vrou wat die Here dien moet geprys word. Amen. Nou wanneer ons kyk na die karaktereienskappe van 'n deegsame vrou. 'n deegsame vrou is 'n godvreesende vrou. Wat haar grondslag van haar karakter is die Here. Sy leef in die Here. 'n deegsame vrou is 'n wyse vrou en 'n sagmoedige vrou. Sy praat met wysheid wanneer sy praat. En haar optrede is gevul met liefdevolle lering. Nog 'n karaktereienskap is dat 'n deegsame vrou is 'n vrywillige gewer. Sy is mededeelsaam. Wat beteken? Sy reik uit na behoeftiges en aan minder bevoorregtes. Die eienskap van 'n deegsame vrou, 'n deegsame vrou is 'n sterk vrou. Want die woord sê sy omgord daar met self die Here se krag. Een deegsame vrou het die omgee en die liefde vir iemand anders se kind. Nou ek het dit so vir my neergelê. Eienskappe, wat is 'n deegsame vrou? Want die Bybel sê, wie sal 'n deegsame vrou vind? Want die waarde van so 'n vrou is meer werd as die aardse besittings, dit wat die wêreld vir ons kan gee. Maar dan sluit hy af by vers 30 waar het sê, die vrou wat geëer moet word, is die vrou wie die Here dien. So vrou moet geprys word. Amen. Dit laat my terugkyk en dit laat my dink aan die tyd toe Hanna, ons almal ken die storie van Hanna. Elkana was haar man gewees. En daar was 'n vrou gewees met die naam Penina. Nou Hanna het vir Elkana gehad, was Elkana se tweede vrou. Nou die begeerte wat Hanna gehad het, was om kinders te hê van Elkana, want sy was Elkana se eerste vrou. En sy het vir Elkana wat haar man is toegelaat om kinders te hê, omdat sy begeerte is, omdat haar moederskoot gesluit was,
het sy vir Elkana toegelaat om met Penina kinders te hê. Omdat Hannah nie kon kinders kry nie, het dieselfde vrou Penina, het sy 'n bespotting van Hannah gemaak. Maar dat die vrou van die Here nie beweeg nie. Dit het liewers die vrou van die Here elke dag na die tempelhowe gestuur, waar die vrou in aanbidding gekom het en op haar knieë gegaan het en waar sy geween het en gehuil het en gebid het tot die Here om 'n kind van die Here af te kry. En hier maak sy 'n belofte. Sy maak 'n belofte aan God en sy sê dat as U my moederskoot oopsluit en aan my 'n kind gee, sal ek hom tot eer van die Here toewy. Hier maak sy 'n belofte dat sy skenk haar seun aan die Here toe, aan God toe. En terwyl Hannah by die priesterhowe kom en die priester Eli sien vir Hannah, vra die priester vir haar of sy dronk is. Wanneer ons kyk na die vraag wat die priester vra of sy dronk is, dit sê mos al reeds vir ons in watter toestand sy was en op watter manier die vrou van die Here in aanbidding gegaan het. Die vrou het geweet wat sy van die Here vra. Sy het geweet in wie staan sy. En sy het geweet dat die Here tot wie sy bid, die God tot wie sy bid, is 'n God wat sou antwoord. Het ek my seun waargeneem? Ek het my seun gesien. Sy sê verder, en terwyl ek slaap, nee, sy sê 3 dae na ek geboorte gegee het die vrou wat saam met my in die huis was, ook geboorte gegee aan 'n kind. Sy sê maar terwyl ons een aanslaap, terwyl ons op hierdie nag slaap, het die vrou wat saam met my in die huis woon, het sy op haar kind aan die slaap geword en haar kind het gesterwe. En terwyl ek aan die slaap was, het sy die kind wat dood was, die dooie kind geneem en sy die dooie kind in my skoot neergelê en sy het die lewende in haar skoot gelê. Hier kyk ons na die liefde wat 'n moeder hart vir haar kind het. En ek glo nie, daar is 'n ander liefde daar buite wat oorskry die liefde wat 'n ma vir haar kind het. En hier in 1 Konings wil ek net verder lees. Sy sê vir die koning dat in die nag die vrou die kinders berei en dat toe sy opgestaan het, was die seentjie dood. Sy het hom goed bekyk en dit was haar seun wat sy gebaar het. Wat so kenmerkend is dat die tweede vrou sê, die woord van die Here sê, die tweede vrou, die ander vrou sê, nee, maar die lewende is my seun, en die dooie is jou seun. Maar die eerste sê, nee, die dooie is jou seun, en die lewendige is my seun. So het hulle dan voor die koning gestry. En hier sê die woord van die Here wys ons dat koning Salomo was wys. Wanneer die woord van die Here praat van koning Salomo oudie, dan praat ons van 'n wyse man, 'n man met kennis en wysheid, geestelike wysheid.
En die koning antwoord hulle. Die koning sê, bring vir my 'n swaard. En jy weet, Hanna sê vir die priester Eli, my Heer, ek is nie dronkie. Ek is maar net 'n vrou. Wat? Tot die Here bid. Die vrou het 'n behoefte gehad om 'n kind te kry, sodat sy haar man vir haar ook kan lief het. En ons almal ken mos die koordigter Hanna se gebed. My hart jubel in die Here. My horing is hoog in die Here. My mond is wyd oop teenoor my vyande. En ek verheug my in my verlosser. Omdat my verlosser lewe. Omdat my verlosser lewe. Omdat my verlosser, hy leef. En hier het sy 'n kind gekry, genoem Samuel. Ons is nou in Samuel 1. En hier kry sy 'n kind. En sy gee hom en sy noem hom Samuel. En hierdie seun was geroep tot profeet, waar hy in die tempel van die priester Eli groot geword het, tot eer en die roeping van die Here as 'n profeet. Maar ek wil nie vanmiddag net daar stil staan nie. Hier sien ons die verskillende soort moeders wat uitgebeeld word. Daar is so baie voorbeelde. Dit is Hanna, dit is Esther, dit is Maria. En so kan ek aangaan. Vroue van deugdsaamheid. Vroue wat die Here geëer het. Vroue wie in vandag se tyd nog geprys word. Maar dan gaan ek verder. Ek wil met die deel 1 Konings 3 vers 16 tot vers 37. En hier in 1 Konings was twee vroue wat voor die koning voorgekom het. Hulle kom voor koning Salomo. En hier die twee vrouens, die een vrou kom klaar by die koning. En sy sê vir die koning, dat hulle is twee vrouens, die woord van die Here, die Bybel sê, hulle was twee hoere gewees, hulle was twee prostitute gewees. Maar hierdie twee vroue het in een huis gebly. Die een vrou lê haar klagte af by die koning en sy sê, dat my Heer, terwyl ek en die vrou saam gebly het ek swanger geword en ek het geboorte geskenk aan 'n seun. En 3 daarna, en die koning sê en hy gee opdrag, sny die lewende kind in 2 stukke en gee die helfte van die een en die helfte gee hy aan die ander. Hier gee die koning 'n opdrag, moeders, sny die kind in 2 en gee die een deel aan die een moeder en die ander deel aan die ander. Maar die vrou wie se kind die lewendige was, spreek toe met die koning, omdat sy in haar binneste ontroerd was. Sy sê, ag my Heer, sy sê, ag my Heer, gee haar die lewende kind en maak hom tog nie dood nie. Terwyl die ander een sê, hy sal nie myne en ook nie joune wees nie. Sny deur! Sny deur!
die koning. En die koning sê, gee vir haar die lewendige kind en maak hom nie dood nie, want sy is die moeder. Want sy is die moeder, nie die een wie gesê het, sny nie. En hier, in 1 Koning sien ons, wat soort liefde, 'n moeder hart het, dat sy bereid is, om dit wat vir haar alles beteken is, weg te gee, net sodat hy of sy kan lewe. En dan gaan ons verder. Ek wil vanoggend net die moeders bemoedig met Jeremia 31 versie 4. Moeders, Jeremia 31 versie 4. Ek lees vers 4, dit sê, die woord van die Here sê, ek sal jou weer bou, en jy sal gebou word. O jong vrou van Israel, jy sal jou weer versier, met jou, vas die tamboerijn, jy sal jou versier met jou tamboerijn, en jou uittrek uit die koordans van die spelers. Weerbou, sê die Here. Dis nie ek wat so sê nie, die woord van die Here sê. Dis die Here in Jeremia wat self praat. Hier sê die Here, moeders, ek sal jou weerbou. Miskien op 'n stadium, moeder, was die kaste vol kos, en vandag is die kaste leeg. Die Here sê, ek sal jou weer herbou. Miskien vandag, moeder, as jou kind op 'n dwaalspoor, 'n kind wat uit 'n goddelike huis kom, goed opgevoede kind, wat die lering van die Here gekry het. Hy is miskien vandag van die pad af, maar die Here kom en hy sê aan Jeremia, ek sal jou herbou. Die Here maak 'n belofte dat hy gaan weer teruggee wat hy verloor het. Want die Here staan wakker agter sy woord. Hy is die God dat hy sou lieg hê. Wat die Here aan ons beloof, sal hy doen. Want hy keer nie, soos ons, ek kan aan die beloftes maak en nie teleurstel, maar die Here stel nie teleur nie. Jy mag dalk deur 'n toestand gaan waar jy siek is. Jy mag deur 'n toestand gaan waar jy siek is. Jy was gesond gewees, maar nou gaan jy deur siekte en kwale en dinge gaan nie goed met die gesondheid nie. Die Here sê vir jou vandag, moeder, ek sal jou weer, ek sal jou bou. Ongeag wat jy deurmaak vandag, die Here sê, die God van die leerskare sê, ek sal jou herbou, 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 herbou. Ek sal jou herbou. Here, ek prys U, omdat U so groot en oppermagtig is, omdat U ons beloof, U sal ons nooit begewe of verlaat nie. En die Here staan wakker
Wakker, wakker, hy staan wakker, 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 agter sy woord. Hier sê die Here, vrou, ek sal jou herbou, en jy sal gebou word. Hy sê nie, miskien sal ek jou herbou nie. Hy sê in die woord van die Here in Jeremia 31, vers 4, sê hy, en jy sal gebou word, o jong vrou van Israel. Wanneer hy praat van Israel, praat hy van die gelowiges, die vrou wie die Here dien, moet geprys word. En hy sê verder, jy sal jou weer versier met jou tamboerijne en uittrek in die koordans van die Spirit. En die woord van die Here sê, en as die Here die huis nie bou nie, as die Here die huis nie bou nie, te vergeefs bou die bouer. Wie sal 'n deegsame vrou vind, want haar waarde is ver bo korale. Die bevalligheid is nietig. En die skoonheid is ook nietig. 'n vrou wat die Here vrees, 'n vrou wat die Here vrees, moet geprys word. Amen. En ek sal af met hy. Amen.